So baie welkom en baie dankie weer eens van my en die kerkraad se kant af. Ons innige simpatie met die afsterwe van Doreen. Eers Dion en nou Doreen. En ja, dit is die pad wat die lewe moet ons stap, so ons innige simpatie daarmee. Op Nuutman het ons badkamersvriende is reguit af in hierdie gang. In die hoek agter is die badkamers. Ons noem dit vir dat ons na die tyd, as ons klaar kom groet het en alles afgehandel is, dan kan jy agtertoe gaan. Die susters het reggemaak vir 'n koppie koffie, tee en 'n broodjie om te eet. So ons gaan nou ietsie net eers luister. So ek gaan vir julle 'n liedjie speel en dit is 'n liedjie wat ek baie besonder kies. En ek wil hê julle moet mooi na die woorde luister van wat ons hier beleef. Van wat ons mense so beleef met tye soos hierdie, dan is dit nie altyd verstaanbaar nie. Ou verstaan nie altyd nie. Ou voel nie lekker nie. Ek wil hê jy moet graag luister na die liedjie. Hy gaan nou ook op YouTube ook speel. So luister mooi, ek wil hê jy moet jou hart stil maak en luister net na hierdie liedjie asseblief. Wens ek kon die pyn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wegvat. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wêreld vir jou gee. Maar ek is net 'n mens en ek is magteloos hier op my knieë. Is my gebed. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Ek ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou. Al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou. Ek lê jou by Jesus voete neer. Dit breek my hart om jou so te sien. Ek weet dat jy dit nooit verdien. Vir elke traan wat jy huil, huil ek myne. En dan bring ek jou net weer tot voor die troon. Soos jy alleen en bang in die donker lê en wag, onthou my woorde, want dis sy belofte. Lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede
vind dit is al wat 'n mens kan doen, hè, is om mekaar by Jesus se voete neer te lê, dat hy regtig maar vir ou deurdra, en dat hy vir ou aan die kant uitbring, maar die belangrike om ook voor te berei, vir jou geleentheid. Want dit is die skrikwekkende ding, dat hierdie geleentheid is 'n geleentheid wat homself herhaal. Jy gaan daarby kom, ek gaan daarby kom. En een ding wat hierdie kerk nie doen nie, ons spreek niemand in die hemel in nie. Ons sê vir wat die woord sê, dat elkeen wat die Here Jesus persoonlik ken en ontmoet het, is veilig by hom in die hemel. Dis sy belofte. En terwyl Dion en Maureen by my lidmate was, ek het hulle hier gekry toe ek 10 jaar terug hier gekom het ons geleer ken as stil mense. Mense wat nie op die voorgrond is nie, maar mense wat hulle sout werd is, sout van die aarde mense. En ons gaan vir Dion het, mis ons baie. Ons het baie daarop om gaan inspring by hom in die seuns by die werkswinkel. En as ek daar verby ry en ek dink hy is nie meer daar nie, dan is dit vir mense so 'n holkol op jou maag. En nou ook vir Doreen. En dit is die lewe. Dis die lewe wat ons almal gaan loop. Nou vind ek nie regtig weet waar ek gaan preek nie. Ek het so gedagte gehad, maar toe u nou op die kaartjie druk en die sit Psalm 23, het ek besluit ek gaan Psalm 23 vir u gebruik. Vandag is 'n skriflesing en ek gaan daaroor vir u 'n kort boodskap bring. So mag die Here u hart ook vandag oopvind en mag u terwyl ons kom groet, mag dit werklik wees, nie tot ziens nie, maar tot ons weer sien. En daai enigste verskil wat dit maak is wat ek met die Here Jesus doen. Kom ons lees vir jou saam Psalm 23. So 'n mooi Psalm. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters van rus lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naams ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here, vriende. En ek wil vanoggend met u praat na aanleiding van Psalm 23. En ek wil my tema so formuleer. Die geheim. Die geheim. Baie mense is in die kerk. Baie mense bely dat hulle Christene is. Maar my Bybel sê, daar's baie wat dit sê, maar daar's min wat die weg vind. Daar's baie wat dit sê, maar min wat hierdie weg bewandel. Ek sê weer eens, daar's 'n lewe buite die Here, al is hy verkleer met die Here, al het hy die Here se kleure en goed oor hom, dan is daar 'n lewe in die Here. En is alleen die lewe in die Here wat vir ons kan hemel toe vat. En daarom is daar net een verskil tussen hulle wat ewig verlore is en hulle wat ewiglik gered is. Net een verskil. En wat is daai verskil? Jesus Christus. Die woord sê, wie die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En vind ek en jy staan vandag daar opnuut met hierdie, kom ons noem dit die geheim, in ons hande. En ek gaan daardeur met jou so 'n paar woorde deel. Nou as ons praat oor die geheim, dan klink dit soos die koerant advertensies. Wat sê, kom ek gee vir die geheim om jou eerste miljoen te maak. Kom ek gee vir jou die geheim om gewig te verloor. Kom ek gee vir die geheim om 'n goeie huwelik te hê. En so gaan hulle aan. En meeste van dit is maar net 'n inleiding om iets aan jou te verkoop. Maar vriende, wanneer ek vandag met u gaan praat oor die geheim, dan is dit nie iets wat aan jou verkoop wil word nie. Dis iets wat die Here Jesus vir jou wil kom gee. Groot verskil. So hy is die een wat die verskil maak, die Here Jesus. En vandag is daar bykans 2 biljoen mense wat hierdie geheim nog nooit eers van gehoor het nie. So ek weet nie hoeveelste keer gaan u al die geheim hoor nie,
En wanneer gaan u nou reageer op hierdie geheim nie? As ons praat oor die geheim van die lewe, dan gaan dit nie oor rykdom nie. Het gaan nie oor voorspoed nie. Het gaan nie oor gesondheid nie, maar 'n baie dieper realiteit, wat geen geld in hierdie wêreld kan koop nie. En dit is die lewe hierna, in Christus. Jesus kom in die woord in Johannes 10, dan leer hy vir ons, dat hy noem homself daar baie dinge deur die skrif. Hy noem hom die weg, die waarheid en die lewe. Hy noem hom die enigste naam wat hierdie gered kan word. Hy noem hom die middelaar. Maar in Johannes 10 kom en hy sê, maar ek is die goeie herder. En hy kom soek verlore skape om hulle in te bring. En dan kom en hy sê, die duiwel het gekom om te verwoes en te slag en dood te maak. Maar hy sê in Johannes 10 vers 10, maar ek het gekom dat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. En as ons kyk na hierdie gedeelte, dan praat ons van die Jesus as die opperherder. Hy is die opperherder. Ons as in die bediening geroep is ook herders. Maar hy is die opperherder van sy kudde. Hy is die groot herder en al die ander is onder hom. En hy noem homself die herder. En dis wat ons nou saam gelees het in Psalm 23. Die Here is my herder. Nou baie belangrik vir jou om te verstaan, om te kyk waar Psalm 23 inval. Want as ons nou praat van die herder, dan kyk ons in Psalm 22, en kyk nou baie mooi, Psalm 20 beskryf jou 'n profetiese psalm van Jesus wat sy lewe aflê. Psalm 22 is 'n psalm wat geskryf is uit die beeld van die kruis. As jy Psalm 22 gaan lees, dan sien jy Jesus op die kruis. Dis Psalm 22. Die herder lê sy lewe af vir sy skape. Hier is Psalm 23, hier is Psalm 24, wat is hy? Die herder kom weer. Hy kom weer. Die evangelie skryf in Kerk het 4 boodskappe. Jesus alleen red, Jesus alleen genees, Jesus alleen heilig, en Jesus alleen kom weer. Hy kom weer. En dis wat Psalm 24 sê. So hier lê die goeie herder sy lewe af. Psalm 24, die goeie herder kom weer. Wat lê tussen die twee? Psalm 23, die lewe nou. En dis wat Dawid vir ons hier kom beskryf, die lewe nou. Hy praat nou van hierdie goeie herder, terwyl hy hier lewe. Hy vertel vir ons dat hierdie goeie herder gaan die kwesbaarheid op hom neem, hy gaan die vrees op hom neem. Hy is die herder wat vir my 'n toekoms gee. Luister mooi, daar's net een wat vir jou toekoms kan gee, ver bo hierdie wêreld in die ewigheid, en dis die groot herder, Jesus Christus. So ek gaan die boodskappe vir jou in 3 kort gedagtes deel. Die geheim van 'n vreugdevolle lewe. Die geheim van 'n vreugdevolle sterwe. En die geheim van 'n vreugdevolle ewigheid. Daai 3 gedagtes gaan ek met jou deel. Kom ons begin by die eerste en ons sê die geheim van 'n vreugdevolle lewe. Wat is die geheim van 'n vreugdevolle lewe? Kom ons vra eers, wat is 'n vreugdevolle lewe? 'n Vreugdevolle lewe, vriende, is nie 'n lewe met baie geld en baie gesondheid en baie strandhuise en baie beleggings en al daai goed. Daai is lekker goed om te hê. Maar Jesus self sê, wat baat dit die mens as hy die hele wêreld win? Hy het al hierdie goed, maar aan sy siel skade ly. So wanneer ons praat hier oor die vreugde, die geheim van 'n vreugdevolle lewe, dan praat ons oor 'n lewe wat 'n vreugde het wat so diep uit ons harte uitkom. Dit is so diep gesetel dat dood en siekte en omstandighede en die regering van die dag en die wêreldsituasie om ons kan hierdie vreugde nie steel nie. Hierdie vreugde is nie gekoppel aan enige iets tasbaars nie. Dis nie iets wat gekoppel is aan 'n prys wat op en af gaan, hy bly konstant dieselfde. En wat is daai geheim? Kom ek laat Dawid self jou sê. Psalm 23 vers 1, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder. Vriende, dit is die probleem waarmee ons vandag sit. Soveel mense stem saam, ja, Jesus is die goeie herder. Ja, die Here is die goeie herder. Ja, nee, dit is so, ons stem saam. Dis nie wat ons vra nie. Die vraag is hy jou goeie herder? Het jy al in sy kudde ingekom? Het hy jou by die naam kom roep en jou ingebring? As jy dit kan sê, dan kan jy sê die Here is my herder. Kom ek gee my eie kort persoonlike getuienis van julle. As 'n jong man wat vol rebellie was,
gekerk, gekatkeseer, alles gedoen wat ek moet doen. Op 25-jarige ouderdom met my vuis na God uitgestrek, kom openbaar deur Jesus homself aan my deur 'n preek in hierdie kerk wat ek aan behoort. En ek kon verstaan vir die eerste maal ek se verlore sondaar. En vir die eerste maal verstaan ek dat Jesus het my en jou sonde op hom geneem en ek en jy kan hy geskenk kom haal. En daai aand toe strompel ek uit in my trane van gebrokenheid en ek kniel en ek aanvaar deur Jesus. Wat het daai aand gebeur? Deur Jesus het my herder geword. En elke wat 'n getuienis van redding het, kan dit vir jou vertel, waar het dit gebeur. En soveel mense gaan deur die lewe sonder 'n getuienis. 'n Getuienis van waar hierdie herder my deel geword het. Nou, getuienis het 3 gedeeltes. Voor Jesus my herder was, en toe Jesus my herder op my verlosser word, en nou dat Jesus my herder op my verlosser is. 3 dele. En jy en ek is volgens op 'n plek waar ons sê, Dawid kon dit sê. Hy kon sê, die Here is my meester. Iewers in sy lewe het hy hierdie Here ontmoet, eye to eye, hy het sy hart oopgemaak en het hom geleer ken. As ons praat oor my herder, dit is baie persoonlik, vriende. Ek alleen gaan voor God staan wat ek met Jesus doen. Jy gaan alleen staan voor God wat jy met sy seun doen. Ek kan nie instaan vir my vrou nie, ek kan nie instaan vir my kinders nie, ek kan nie instaan vir my lidmate nie. Jy gaan alleen daar staan. Dames, hierdie besluit wat jy alleen moet neem om te sê, die Here is ook my herder en ek maak my hart oop en ek nooi hom en ek sê, Here, kom vat die lewe en kom maak my u kind en ek volg u van hier af vorentoe. Dis die geheim van die lewe. Die Here is my herder. Luister mooi sê, niks sal my ontbreek nie. Nou vra die vraag dadelik, wat ontbreek jou wat jy daar sit? Wat ontbreek my wat ek sê? Baie. Ek stem saam en jy kan saam, daar ontbreek baie in ons lewens wat ons graag sal wil hê. Is dit nie waar nie? Maar dis nie waarvan hy praat nie. Vir jou om in die hemel te kom, moet jy volmaak wees. En niemand op die aarde kwalifiseer daarvoor die behalwe een, sy naam is Jesus. En wanneer jy hom as herder ontvang en hy kom in jou hart en jou lewe in, dan maak hy jou sy kind en hy kom sit jou soos 'n watermerk in 'n 200 noot in homself. Hy kom maak jy sy eie en jy kan in die hemel ingaan op aarde onvolmaak met jou eie stryd, maar in Christus volmaak. Jy staan voor God in Christus en niks sal my ontbreek nie. En dis net deur Jesus wat dit vir ons kan doen. En dis wat Dawid sê, hy het 3 geheime ontdek. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Kyk, hy praat nog in die 3de persoon. Nou gaan hy aan, hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde. Het jy nou onlangs weer die nuus gesien van die Christene in Iran, wat so vermoor word, wat die kerke van afgebrand word, wat gesinne van uitgewis word? Het jy dit gesien? Het jy gesien hoe daai Christene met 'n glimlag op hulle gesig sterwe? Vir hulle weier om te buig voor enigiemand anders as Jesus Christus alleen? En dit is wat hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde. Dis wat hy beleef ten koste en ten spyte van die omstandighede, het hy die groen weivelde wat hy beleef, na water waar rus is, lei my heen. Soms kyk ons na hierdie mense wat so sterwe vir hulle geloof, daar's meer rustigheid aan hulle, as mense wat alles het. Hy ry my in rus, hy lei my daarheen. Ek leer ken sy vreugde, sy vrede, sy instaatstelling ken ek op aarde. Hoekom? Want die Here is my herder. Voor hom ontbreek ek niks. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Hy beklee my met daardie rus. Hy gaan verder, hy sê, hy verkoop my siel. Die dieper betekenis beteken eintlik hier, hy bring my siel weer terug en tot bedaring. Want as jy nie en ek is gebore met 'n siel wat weg is van God af, ons is almal so gebore. Ons is sondaars gebore. En wanneer die herder jou roep en hy kry jou gees, siel weer in die hande, jou binnemens, en hy maak dit sy eie, dan kom verkoop hy jou siel, hy gee vir jou die rustigheid hier binne, die vrede van God, die vaste wete, ek weet dit, ek ken die Here, en dat as ek sterwe gaan ek hemel toe, ek weet dit. Dis wat hy alles daar raak lees. Hy bring 'n rustigheid in my siel. En wie sê ek, die wêreld buite is soos 'n orkaan, soos 'n storm.
maar tog vind ons die kinders van God, wat hierdie geheim ontdek het, in rustigheid. Jy vind het ook in die Nuwe Testament met Jesus, wat op 'n stadium oor die see van Galilea saam met sy disippels vaar op 'n bootjie, en daar's 'n geweldige storm aan boord. En sy disippels vrees dat hulle sal vergaan. En hulle soek hom, en waar is hy? Hier gaan lees. Hy slaap op die boot. En hulle moet hom wakker maak en sê, Here, gee nie omdat ons vergaan nie. Help my. Hoe slaap Jesus op 'n boot in die storm? Want God is ook sy Vader. En hy weet in wie se hande hy is. En daarom is hy rustig en niks ontstel hom nie. En dis wat die Here vir jou en vir my wil doen. Daardie rustigheid wat geen omstandighede kan kom wegvat nie. Dis die geheim van die lewe. Jesus is my persoonlike herder. Hy vat my ook verder. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naams ontwil. Elke kind van God wat waarlik die Here ken, sal wil streef na heiligmaking. Na 'n lewe wat begin lyk soos Jesus in. Kyk wat sê hy, lei my in die spore van geregtigheid. Vriende, daarom maak dit nie sin dat iemand sê, ek ken die Here, maar ek lewe in sonde nie. Dit maak nie sin nie. Dit klop soos in glad nie. As ek hierdie herder volg, dan volg ek in spore van geregtigheid. Maak dit my volmaak? Nee. Maar my begeerte is om die regte dinge te doen, om sy naams ontwil. As hy my herder is, baie persoonlik is, wil ek sy spore volg, om sy naam eer aan te bring. Daar het jy die geheim van die lewe, is Jesus as my herder. Ek gaan agterop aan, ek bewandel sy pad, as ek met hom loop, dan kom verander hy my. Hy maak my al hoe meer soos hy. Hy help my om goed te kom aflê my lewe. Hy help my om goed op te neem wat reg is. En dis die geheim van die lewe, en sy naam is Jesus. Kom ek vra vir julle vandag, vriende. Wat is God se wil vir jou lewe? Baie jong mense sê vir my, wat is God se wil vir my rondom 'n man, rondom 'n studierigting, rondom universiteit? Wat is sy wil? Dan sê ek altyd, ek weet nie, maar kom ek sê vir jou, wat sê die woord, wat is sy wil? Die woord sê in 1 Timoteus 2 vers 3, 4 en 5, dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word. Dis sy wil. En dis waar jy begin, as jy daai geheim ontdek het, jy Jesus aanvaar, en jy weet verseker, jy staan op hom, en jy begin sy pad stap, dan sal hy vir jou wys, watter man, wat is die rigting, wat om te doen, maar begin by die punt van Jesus. En ek wil vandag vir jou vra, het jy sekerheid dat jy hom ken? Het jy sekerheid dat as jy vandag by hierdie begraf, as dit jou nou was, wat jy vrede het by God aan die ander kant? As jy nie het nie, kyk oral op die terrein rond, sal jy sien in die gebou, is klein boekies wat jy stap vir stap raad en soek en sien, vat so 'n boekie, gaan lees hom. En as jy hulp nodig het, bel die dominee, ek sê jou kom help met liefde. Maar daar het ons die geheim van die lewe. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek, tydelik en in die ewige nie, want hy sorg vir my. Maar dan gaan hy in vers 4 en hy gaan oor na 'n volgende deel toe. Nou sê hy, die geheim van 'n vreugdevolle sterwe. Luister nou mooi, hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, weer vers 4, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Kyk mooi wat sê Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n doodskade, die dal van doodskade. Het jy dit raak gelees? Doodskade. Nou help my, wat is 'n skaduwee, vriende? 'n Skaduwee is wanneer die lig skyn op 'n voorwerp, dan val daar 'n skaduwee. God is die lig. Ek is die voorwerp. Die dood is 'n skaduwee. Dis wat hy sê. Die goeie herder praat nou met ons verder as hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. 'n Skaduwee, vriende, van 'n hond, het jy hom al gesien, kan jou nie byt nie. 'n Skaduwee van 'n swaard kan jou nie sny nie. 'n Skaduwee kan jou niks doen nie. Stem jy met my saam? Ja. Vriende, wanneer ons met kinders van God praat, wat die herder ken,
wat die geheim ontdek het en Jesus aanvaar het, vir jou is daar nie dood nie. Daar's 'n skadu van die dood. Want die vraag is dadelijk, wat is dood? Kom ons vra, wat is dood? Kom ek sê vir jou wat is dood. Die oomblik toe Dion sy asem uitgeblaas het, die oomblik toe Morina laaste asem uitgeblaas het, toe skei haar sielgees van haar liggaam. En ons verklaar haar dood. Die liggaam gaan nou terug stof toe, maar die sielgees wat na God se beeld geskaap is, wat gebeur met hom? Hy is nou geskei van die liggaam, hy is nou op 'n ander plek, dit noem ons dood. Want jy sien die siel van die mens, die gees van die mens, gaan vir ewig bestaan, want ons is geskaap na die beeld van God. Maar wat jy daai selfde beeld, jy gaan nou verder, ons kom na die graf, dan sê die Here, hy kom daar, en as dit bevind is, dat iemand sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, dis die herder, dan is in die poel van vuur gewerp. Luister wat sê hy nou mooi, hy sê, dit is die tweede dood. Nou wat beteken dit? Beteken nou, in die ewigheid is die sielgees van die mens daar, en hier is God, hy verenig nie met God nie, hy word geskei van God, hy noem dit 'n tweede dood. Maar die kind van God het geen dood nie. Jesus self praat in Johannes 11, is hy besig met Lazarus wat gesterf het, hy het 4 dae gesterf, hy is al 4 dae in die graf. Dan kom Jesus om hom op te wek, en ons ken die hele verhaal, ek hoop jy ken hom, gaan lees hom maar gerus weer, Johannes 11, maar dan kom sê Jesus hierdie woorde vir sy suster, ek is die opstanding en die lewe. Hy is nou mooi, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So wat sê die Here Jesus vir ons hier? Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie my as herder ken, hulle wat in my glo, nie aan my glo nie, maar almal glo in hom, in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So wat beteken? Dit beteken, na jou liggaam sterwe, na dit sterwe, gaan jou siel gees na God toe, en jy verenig met God in die ewigheid, vir tyd en die ewigheid, jy gaan nooit weer geskei word nie, so daar is nie 'n dood nie. So ek het hierdie sommetjie wat ek altyd vir ouens gee, as jy eenmaal gebore is, gaan jy 2 maal sterwe. Eerste maal by die graf, tweede maal in die ewigheid. Maar as jy 2 maal gebore is, gaan jy net 1 maal sterf. Gebore, die dag toe jy gebore is, die dag sien Jesus jou lewe vir jou kom nuut maak, dan sê hy kom laat jou weer gebore word, dat jy 2 geboortes, dan is dit 1 sterfte, wanneer jy sterwe die dag met jou liggaam. En daarom kom Paulus ook hierdie verhaal skryf, die hele oorwinningslied skryf, van 1 Korintiërs 15 vers 50, kan jy regdeur gaan lees, waar hy praat oor wat gebeur na die ewigheid, hoe God gaan terugkom, hoe God sy kinders gaan opwek, en hulle gaan verander word, en dan skryf hy sê, die dood is oorwin, hy is verslind, vers 55 sê, dood, waar is jou angel, dood, waar is jou doodryk, daar is geen plek vir die dood, in die kind van God se lewe hierna nie, sien dit gaan so, jou dogtertjie is baie allergies vir 'n bysteek, 1 bysteek kan haar dood maak, en oupa gaan haal op die stasie, sy kom kyk nou by oupa op die plaas, en ry deur die boerdery hulle in, en die oomblik toe hulle inry is die oupa se venster eentjie oop, en daar kom 'n by in. En die oupa weet, as hierdie dogtertjie nou steek, het hy moeilikheid, so wat maak hy? Hy gryp die by in sy hand, en wat maak die by? Help gou vir my. Hy steek hom. En hy klaas vat hom, en hy haal hom van sy hand af, en hy blaas hom dood. Sien, hy is nie allergies vir die bysteek nie. So beskerm hy sy dogtertjie, sy kleindogter. Nou Jesus is dieselfde. Die dood gaan ons almal kom inhaal op aarde, maar hy hoef nie in te haal in die ewigheid nie. Jy hoef nooit die ewigheid in te gaan sonder God is sonder hoop nie. Die kruis is die angel wat hy vat in hom. Hy kom van die gif in hom. Hy kom betaal vir jou sonde, hy sê vir jou, ek bied vir jou dit aan as 'n lewe waarvoor ek betaal het. En dit is hoe jy sterwe met daai wete. Ek kan sterwe in vrede. Die geheim van die lewe, vreugdevolle lewe is Jesus, hy is my herder. Die geheim van 'n vreugdevolle sterwe is om te sterwe in Christus. Dan gaan hy verder sê, ek sal geen onnou vrees nie, want u is met my, u stok en u staf die vertroos my. Waarom sal ek nie vrees vir die dood nie, sê Dawid? Luister wat hy sê, want u is met my. U stok en u staf, dit is die instrumente wat 'n herder gebruik. Die stok gebruik om vyande mee af te hou, jakkalse en so aan, en die staf gebruik om die skaapie nader te trek. Elkeen van julle wat die Here ken en saam met hom op pad loop sal weet, dit is wat hy doen. Hy moet baie keer vir jou terugtrek en sê, wat jy doen is nie nou reg nie. Dit wat jy nou doen hoort nie by jou nie. Daai ding in jou hart is nie goed nie. Hy trek jou nader en hy praat met jou en jy lê dit af. En hy sê, dis hoekom hy die dood ervaar as iets wat hom nie pla nie. Dit is iets wat hy
Dit jaag hom nie, dit maak hom nie bangstig nie. Ek het 'n ander boodskap wat ek lief is om te preek, die slaap van die dood. En ek sê daar's 2 maniere om wakker te word uit die dood uit. Jy skrik wakker of jy word wakker. Dawid gaan nie wakker skrik nie. Hy gaan wakker word. Dan gaan hy aan, hy sê in hierdie doodstyd is daar 'n tafel wat vir hom gedek word. Hy word gesalf met olie. Daar's oorvloed, selfs in sy dood is daar oorvloed. Hoekom? Dis wat God beloof het vir elkeen wat hom aanvaar as Here en Verlosser. Elk wat sy redding kom aanvaar, beleef dit. Kom ek gaan vir jou net 'n paar noem. Maar die manier hoe jy sterwe, sê baie keer hoe jou ewigheid gaan lyk. Matthew Henry was 'n groot godsman in die vorige eeu. Op sy sterfbed het hy gesê, sin is bitter. I bless God, I have eternal support. John Knox was 'n groot godsman wat geleef het in Europa. Sy sterwingswoorde was living Christ and the flesh need no fear. John Wesley, die stigter van die Methodiste kerk, het gesê, the best of all, God is with us, farewell, en daarmee het hy gesterwe. Vriende, ek gaan nie vir jou baie aanhaal oor mense wat die Here nie ken nie, maar bekende mense. Wat gesterwe het was Voltaire was 'n Franse filosoof, wat God gespot het, wat die kerk gespot het. Sy sterwingswoord was, I'm abandoned by God and man. I shall go to hell, O Christ, en daarmee sterwe hy. Charles die 9de koning van Frankryk sterwe met die woorde, what blood, what murders, what evil counsels I have followed, I'm lost, I see it well. Jy sien vriende, vir die kind van die Here wat die Herder ken, is dit 'n vreugdevolle sterwe. So wat is die geheim van 'n vreugdevolle lewe? Ken die Herder persoonlik. Nie wat anders sê nie, jy het hom persoonlik ontmoet. Die geheim van 'n vreugdevolle sterwe, al gaan ek in 'n dal van doodskap, daar's nie skeiding nie, ek is altyd daar self, daar vat hy my en hy bring my aan die kant uit. Dit bring my by my laaste gedagte van Psalm 23, en dit is 'n vreugdevolle ewigheid. Ek lees vir die Afrikaans, hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Ek ook vat jy na die King James vertaling, toe hy sê, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ander vertaling sê, for all eternity. En dit is presies wat ek nou vir jou gesê het, wanneer die kind van God sterwe, dan bære ons die liggaam, maar die siel gees verenig met Christus aan die ander kant, en hy gaan saam met hom weg vir tyd en ewigheid. Jy verwissel net van huis. Jesus praat met al sy skapies, al sy kinders, almal van hulle wat hom aanvaar het, sê in Johannes 14, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as nie so wat sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer met julle te neem waar ek is. Dis waarvoor ons nou wag, dis vir daai wederkoms, waarvoor ons nou wag. Vir elkeen wat die Here ken, sê 2 Korintiërs 5 vers 1, want ons weet, kyk mooi, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het by God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Vriende, aan die ander kant, is 'n kant waaroor ek nie eens wil praat nie. Dis 'n kant van mense, wat vir ewig van God geskei is, wat in 'n plek is waar hulle nie wil wees, en wat maak die verskil? Nie hoe goed ek lewe nie, nie hoe bes ek probeer nie, hoe opreg ek is nie, net wat maak ek met Jesus. Ek aanvaar hom in my lewe, ek kom tot bekering, en ek loop agter hom aan vir die res van my lewe, ek draai my rug op sonde, en ek stap agter hom aan. Dis jou enigste oplossing wat hy vir jou kom bied. Die alternatief is, sterf met jouself, sterf met jou sonde, en word deur God weggewys, want sonde kan nie die hemel inkom nie. En daardie alternatief wil jy nie hê nie. So ek nooi jou vandag opnuut, kom ons vat dit saam. Wat is die geheim van die lewe, Psalm 23? Die geheim van 'n vreugdevolle lewe is om te kan sê, die Here is my herder. Jy moet dit persoonlik ontdek, jy moet dit persoonlik ondervind. Daai water moet jy self drink, dan sê jy daarvan kan praat.
Die geheim van 'n vreugdevolle sterwe, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, sê Dawid vir ons. Met ander woorde, ek en jy sterwe in vrede, want hy's met my, hy vat my by die hand na my ewige tuiste. Die geheim van 'n vreugdevolle ewigheid was my derde gedagte. Wat is die geheim van 'n vreugdevolle ewigheid? Is net Jesus se goedheid en guns wat hy sal volg tot in alle ewigheid. En daar het jy die 3 geheime. Die geheim van die vreugdevolle lewe, die geheim van 'n vreugdevolle sterwe en die geheim van 'n vreugdevolle ewigheid. En al verskil is Jesus Christus. Mag die Here werklik vir vandag kom bemoedig en kom vermaan. En as dit nodig is, mag jy vandag op 'n punt kom waar jou hart sal oopmaak en sê, Here, hier is ek. Kom red my. Ek kom net soos ek is. En ek stel myself weer eens tot die hulp. Bel my, kom sien my, vra my, vra ek moet jou kom besoek. Ek doen dit vir jou. Ek wil graag hê jy moet kan sê, Psalm 23 is jou eie. Dis niemand anders se nie. Kom ons sluit ons harte vir 'n paar oomblik en ons bid saam. Here, baie dankie in hierdie oomblik dat ons Psalm 23 kom bekyk in hierdie 3 aspekte. Die geheim van 'n vreugdevolle lewe, Here, leer U vir ons is alleen te vind in U seun, die opperherder. Die geheim van 'n vreugdevolle sterwe is alleen te vind in U as U ons herder is. En die geheim van 'n vreugdevolle ewigheid is alleen in U te vind. En daarom bid ek vandag vir elkeen wat na my luister in hierdie kerkgebouetjie, elkeen wat ons luister via YouTube, dat elkeen sal weet dat hulle weet dat hulle Jesus as herder ken. En dat hulle kan sterwe in vrede en sekerheid kan hê oor die ewigheid en daarmee kan lewe elke dag. Ek vra dat U vir ons daarmee sal kom help, Vader. Ek doen dit in Jesus se naam. Amen. Weet jy wat ons nou gaan doen? Ek gaan vir U 'n liedjie speel van Dion en sy vroutjie in die hemel. En ek wil hê u moet luister na daai woorde. En as ons klaar is, gaan ek vir u geleentheid gee om te kom groet. Ek sal vir u begelei daar, dan sal daar musiek wees wat gaan speel. En dan gaan ek vir u begelei daar. Maar kom ons luister net eers na 'n boodskapie wat ons vir u gaan speel. En boodskapie is in die hemel. So luister mooi na die woorde. My vroutjie sal hom vir ons daar agter hanteer. Weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad.
hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel, wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel, wat sy vlerke om jou hou. Vriende, net voor ons die kans aan gee om te kom groet, wil ons net namens die familie vir die elkeen sê baie dankie, wat vandag hier is. 'n Dankbaar hart ook teenoor Afpop wat vir hulle gehelp het met die reëlings van die stil verrassing. 'n Dankbaarheid vir die susters wat vir ons reggemaak het en kossies voorberei het en tee gaan skink. Dankie vir ons koster wat oopgesluit is. En baie dankie vir elkeen wat bemoedig het, wat besoek het, wat 'n WhatsApp gestuur het, wat selfs aanlyn gekyk het vandag en wat hierna nog daar gaan wees. Dit is baie belangrik om te verstaan dat wanneer ons iemand in die dood afstaan, is daar 'n tydperk waarin almal belangstel, wanneer almal blomme stuur. Maar 2, 3, 4 maande van hier af vergeet baie keer vir ons van hulle wat deur dit is. So moet dit nie vergeet nie. Sit dit op jou foon en periodiek loer in, hoor of ouens okay is. So baie dankie vir die elkeen.